Goeiedag. Vandag kyk ons 'n bietjie dieper na Matsuzawa in Tokio. Ons gebruik die bronne wat jy saamgebring het. Ja, Die idee is om so 'n bietjie verby die ooglopende te kyk, né? Ons soek daai stories en plekke wat hierdie deel van Setagaya wijk se unieke geskiedenis verklap. presies. Baie mense ken dalk die Matsuzawa Hospitaal. Dis mos nou Japan se oudste openbare psigiatriese hospitaal, ja. Gestig in 1879 al. Mm, Maar hierdie dokumente, kyk, hulle wys 'n veel ryker prentjie. Eeue se landbou, jy weet, letterkunde en sommer net die alledaagse lewe lank voor die moderne stadsgewoel. OK, so kom ons delf 'n bietjie dieper daarin. Waar begin ons? Edo-tydperk. Ja, dis 'n goeie plek. Die bronne beskryf Matsuzawa toe as 'n soort, wel, 'n spens vir die ou Tokio Edo, veral bekend vir groente. En daar's een spesifieke ding wat uitstaan, hè, die Matsuzawa geel komkommer. Ja, daai een, blykbaar was dit so gesog, maar hulle sê dit is selfs aan die shogun bedien. Regtig, aan die shogun. Sjoe. Ja, kan jy dit glo? Die boere het blykbaar dou voor dag al, het hulle geroei of gestap langs die Shibuya rivier, net om hierdie spesiale komkommers betyds by die mark in Edo te kry. Dis harde werk gewees. Definitief. Maar wat nogal merkwaardig is, en is wat die bronne hier uitlig, is hoe daardie erfenis, wel, hoe dit bly voortleef. Hoe so? Daar's vandag nog 'n mark, die Shinmi-ichi. Dit beteken iets soos mark vir seisonale smaak. Dis naby die Matsuzawa streeksentrum en daar, sê die bronne, kan jy steeds afstammelinge van daai einste Matsuzawa tipe komkommer koop. Ongelooflik. So dis 'n lewende stukkie Edo-geskiedenis wat jy letterlik kan proe. Presies. Nogal iets dat so 'n spesifieke landbouproduk oorleef het, nê, met al Tokio se groei en veranderinge. Dit spreek nogal van 'n sterk plaaslike identiteit wat iewers behoue gebly het. Maar OK, van komkommers na, wel, iets anders. Die Meiji-era. Ja. Toe het Matsuzawa se aantrekkingskrag bietjie verander, sê die bronne. Dit was nie meer net boere nie. Skrywers en digters het ook hierheen begin kom. Dit was die groenigheid, die relatiewe stilte weg van die groeiende stad en natuurlik die waterwees soos die Senkawa rivier. Dit het 'n soort blaaskans gebied. En was daar spesifieke plekke? Ja, die digter Ochiai Naobumi, hy was bevriend met die beroemde Mori Ugai, het hier 'n villa gehad. Joshuan, dit beteken luister na Dennehut. Mooi naam. Nogal, ja. Dit was blykbaar 'n bymekaar kompleks vir literêre mense, veral vir gesprekke onder die maanlig, vol poesie en dalk 'n bietjie wyn, wie weet. Bestaan daar vandag nog enige fisiese teken van daardie era? Die villa self is seker landal weg, of hoe? Ja, die villa self is weg. Maar wat oorbly, en dis wat die bronne beskryf as 'n soort literêre ego, is die Tsukumizaka. Maan, kyk Jewel. Presies, in Matsuzawa Eentsomme. Dis 'n ou paadjie, steeds omlyn deur dunne bome, wat na die oorspronklike ligging van Joshuan lei. OK. Die bronne beskryf dit as 'n plek vir amper, jy weet, meditatiewe wandelinge, veral in die aand. En snaaks genoeg, daar naby is 'n kafee, Ogai Shobo. Ogai, soos in Moriogai. Ja, vernoem na Ochiai se vriend. En hulle stal replikas van manuskripte uit. Dit help nogal om daai vervloë atmosfeer weer op te roep. Dis fascinerend hoe sulke lae van geskiedenis op een plek kan lê. Van digters onder die maanlig na iets meer alledaags, die Showa-tydperk, daar's 'n tramlyn. Ja, die Tamagawa elektriese spoorweg se Matsuzawa taklyn. Die trams was glo baie kenmerkend blou. Hulle bynaam was die Aoden. Aoden, blou trein. Korrek. Dit was eintlik die lewensaar vir baie mense daar. Boere het hul produkte daarmee stad toe geneem, kinders skool toe gery. Dit skep nogals 'n beeld, né, van 'n meer landelike Tokio wat begin moderniseer het. Ja, ek kan my dit voorstel, maar die lyn bestaan nie meer nie. Nee, hy's in 1944 gesluit, deels as gevolg van die oorlog blykbaar. En is daar vandag nog enige spore daarvan oor, of is dit heeltemal uitgewis deur ontwikkeling? Wel, dis wat dit interessant raak hoe geskiedenis soms in die landskap self ingeweef bly. Hoe bedoel jy? Die ou spoorlynsroete, baie daarvan is nou wandelpaaie. Een is Matsuzawa Sakuradori, Kersiebloesemstraat. OK. En ander deel is Matsuzawa Fureaidori. Dis iets soos gemeenskapskontakstraat.
En juis daar, op Furaidori, as jy mooi kyk, Ja, sal jy stukkies van die oorspronklike gietyserspoorlyne sien. Hulle is in die plaveisel ingebed. regtig. Jy kan letterlik op die ou spoorlyn loop. Jy kan letterlik op die geskiedenis loop, ja. En daar's selfs 'n klein winkeltjie daar naby, Ardendou. Hulle verkoop replika-kaartjies en modeltreintjies. Ag nee, reg. Ja, blykbaar bestuur deur iemand wie se oupa 'n kondukteur op daai lyn was. Dis wonderlik. Dit gee 'n heel ander dimensie aan 'n doodgewone wandeling deur 'n buurt. Beslis. So, as ons nou alles saamvat wat hierdie bronne ons oor Matsuzawa vertel, wat is die kernboodskap hier? Ek dink die punt is dat Matsuzawa se geskiedenis nie een is van groot dramatiese monumente of kastele nie. Dis meer subtiel. Dis ingeweef in die alledaagse. Dis in die smaak van daai unieke komkommer by 'n plaaslike mark. Dis in die atmosfeer van 'n stil paadjie wat eens digters gelok het. Dis in die onverwagse gevoel van 'n ou spoorlyn onder jou voete. So dis die laag van gewone mense se lewens. Presies. Die boere, die skrywers, die pendelaars. Dit is wat die plek sy eintlike diepte gee. Dit is nie net in museums of boeke nie. Dis daar, versteek in die oënskynlik gewone. Dit herinner ons dat geskiedenis dikwels net onder die oppervlak lê, né? Selfs in plekke wat ons dink ons ken. En dit laat 'n mens nogal wonder. Ja, Watter onvertelde stories of vergete spore van die verlede lê dalk net hier in jou eie omgewing versteek? Wag net vir 'n nuuskierige oog of miskien 'n oor om dit raak te sien as jy net 'n bietjie noukeuriger kyk.